Here, die prentjie wat ons in ons kop kry is die engele en die skepping en die heelal wat voor U buig en sê heilig is U God. En dankie dat ons ook voor U kan buig. En vir U kom aanbid as die enigste ware heilige grote God. En tog is U hier en tog wil U met ons praat en daarom vra ons dat U deur die woord en deur die Gees ons nou 'n oop gemoed en 'n leerbare gees sal gee, 'n ontvanklike hart. Sê ons wil graag hoor wat God vir ons wil sê. Ons bid dit in die naam bo alle name, Jesus, ons Here. Amen. So as jy dink oor die Bybel, en ons het so baie jare terug het ons 'n reeksie gehad wat ons gepraat het oor the story. Maar as jy dink oor die Bybel is eintlik maar God se storie. Dit vertel van God, dit vertel waarmee God besig was. Niemand het vir God kom sê asseblief skep nie. Dis God wat besluit het om te skep. Dis God wat sê ek kom van Noag, vertel jy moet vir ons 'n ark bou. Dis God wat vir Abraham kom roep. So dwars deur die Ou Testament is dit, as ons die Bybel lees, is God se storie. Dis God wat met mense werk, dis God wat vir Jesus roep, dis God wat sê, ek wil hê, en soos, as jy dit so deur die Bybel lees, ek wil hê jy moet met my versoen, ek wil jou sondes vergewe, ek wil jou verhouding herstel. So as jy die Bybel lees, onthou dit, dis God se storie. Maar terselfdertyd is dit ook die mense se storie. Dis die upper story en die lower story, die mense se storie met God. As jy hier lees in die Bybel, dan is dit reël mense, regte mense, wat met God 'n pad geloop het. So dis die Bybel, en toe het ek dink laasweek of vorige week gesê, maar die Bybel is soos 'n venster. As jy deur 'n venster kyk, dan kan jy net sien wat jy kan sien deur die venster. Hierdie kant kan goed gebeur, en daai kant kan goed gebeur, en jy sal dit nie kan sien nie, want jy kyk deur die venster. So die Bybel is 'n venster, wat ons in kan kyk, in God se hart in, en ons kan sien hoe het God met sy mense gewerk. Maar as die Bybel net 'n venster is of was, dan is dit kan dit 'n baie interessante boek wees om te sê, ons sien hoe het God met mense gewerk in die ou tyd, of so het mense met God gemaak in die ou tyd, of baie mense sê dis baie boring, want hulle lees dit net as 'n venster, en ek het laasweek gesê, maar dit is nie net 'n venster nie. Die Bybel is 'n spieël ook, want dit is ook God se storie met ons. Daarom lees ons aan die Bybel, daarom glo ons die Bybel, daarom is dit ons enigste riglyn, want dis God se storie met ons, 2026. So dis eintlik 'n spieël ook, want as jy die Bybel lees, moet jy ook jouself binne in hierdie prentjie sien. So die afgelope tyd het ons fokus was, die venster waar ons deur geloer het, was die kruis, want ons dit met Paasfees by die kruis, en ons het die eerste keer wat ons daaroor gepraat het, met Goeie Vrydag, het ons so gekyk, en ons het die kruis gesien met twee mense wat daar gehang het. Die een was albei was misdadigers, die een het God vervloek, en die ander een het daai aand saam met Jesus in die hemel beland. En ons het gesê, kom ons identifiseer, ons kan net met een van daai twee identifiseer. En toe het ons gesê, maar kom ons ontmoet dan vir Pilatus, en Pilatus het, eers het ons die twee ander mense ontmoet, wat Jesus het aan die kruis gehang, en niemand het sy lijk kom haal, en toe het ons gehoor van Josef, en van Nicodemus, wat al twee ryk mense was, almal deel van die Joodse raad, wat Jesus veroordeel het, wat tot bekering gekom het, omgedraai het, en Jesus gaan begrawe het. En toe het ons gelees verlede week oor Pilatus, en ek het gesê, ons kan ook met Pilatus identifiseer, baie mense is soos Pilatus, hulle ontmoet die waarheid, die waarheid, die seun van God het voor hom gestaan, en hy het gekies om op sy eie troon te bly, en nie vir God gevra kom bly op my troon nie. Toe het ons ook ontmoet die godsdienstige leiers. Hulle weer het die waarheid gevat en die waarheid verdraai, en hulle godsdienst begin aanbid, in plaas van God. En ek het toe gesê, daar's baie mense, wat daarmee identifiseer. Ek het ook vir baie jare daarmee geïdentifiseer, wat die godsdienst vir my belangriker was, as 'n verhouding met God. Toe het ons gesê, ons het nog 'n ander persoon ontmoet, en dit was die Romeinse offisier, wat die most unlikeliest persoon sal wees, om te reageer op die kruis.
Maar hy was daar toe Jesus dit donker word. Ek wonder hoe het hy gehoor, hoe sukkel hy met sy asemhaling. Hy het gehoor die woorde wat hy gesê het, Vader vergewe hulle asseblief. Ek is dors, dit is volbring, in u hande gee ek my gees oor. En toe dit gebeur, getuig hy, maar hierdie man is die seun van God. So waar staan ons? Dis die spieelbeeld, is ons dalk ook soos hy, wat sê, maar hierdie man is regtig die seun van God. So ons gaan 2 ander persone of groepe persone ontmoet vanoggend. So kom ons lees. Markus 15 vers 21 sê, die soldate het iemand wat daar verbygekom het gekommandeer om Jesus se kruis te dra. En dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Dis die een persoon waarvan ons bietjie iets gaan hoor. Die tweede groep by die kruis van Jesus het nog ook sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar's jou seun. En daarna sê hy vir die disipels, daar's jou moeder. En van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis ingeneem. So die venster waar ons deur loer, is bietjie nou weg van die kruis af. Want ek wil hê julle moet die venster sien by die hek van die paleis van Pilatus. Want binne in hierdie paleis was daar Jesus. Ons kan hom nog nie sien nie, die venster wys net vir ons die hek, maar ons weet, ons kan hoor, 39 houe wat op sy rug geslaan het. Ons weet, daar binnekant het die soldate voor hom gebuig en gesê, ons aanbid jou kastige koning, en dan het hulle hom deur sy gesig geklap. Ons weet, hulle het doringtakke gevat, en het op sy kop in 'n kroon gemaak, en in sy kop ingeslaan, en dan gaan die hek oop. En dis waar ons nou kyk. Want hier stap Jesus nou uit, met die kruis op sy rug. Sy rug is pap geslaan, die bloed stroom van sy gesig af, en dan begin hy loop, 700 meter, van Pilatus se paleis af, tot by Golgotha. Maar nou ek wil hê julle met die prentjies sien, van hoe dit daar gelyk het, dit is hierdie klippavleisels, waarop hy loop, dis glad, dis opdraande, en die strate van Jerusalem is nie baie meer, as wat hierdie gangetjie is nie, sê maar 2 keer hierdie breedte, en dan is daar winkeltjies langs die kant, jy moet almal sien hoe die handelaars uitskree, nog 'n baken hierso, en hierdie ou skree uit, want Jerusalem was gepak deur mense van oral oor, want dit was Paasfees. En hier tussenin moet jy sien, stap Jesus, met 'n kruis deur daai mense op pad Golgotha toe. En dan op 'n stadium sien die Romeinse soldate, hy gaan dit nie maak nie. Nou ek weet nie hoekom hulle vir Simon gevra het om die kruis te dra nie. Dalk het hulle net gesê, ons wil net nie hierdie ou met in die strate doodgaan nie, maar nou moet ons nou vir Pilatus weer gaan verduidelik wat gebeur het. Of dalk het hulle regtig deernis gesien, maar hulle vra vir Simon, om asseblief hierdie kruis verder te dra. Nou van daai punt af, en ek het 'n prentjie daarso, van daai punt af, as hy regs draai, dan kyk hy op Golgotha. Dit is nog so 200 meter, maar is 'n styl opdraande. En dis die prentjie wat ek wil hê, jy moet sien. Simon, wil ek ook hê ons moet Simon sien. Simon is van Sirene af. Sirene is in Libië. So hy was 'n Afrikaan uit daai gebied uit, wat natuurlik ook 'n Jood was, in die Joodse geloof aanbid. Onthou, die Joodse geloof het baie diep in Afrika ingegaan, en hy kom vir sy pelgrimstog na Paasfees toe. Hy bring sy 2 seuns saam, Rufus en Alexander. So ek wil hê jy moet jou indink, want ons was besig om ook in 'n spieël te kyk, Simon se reaksie. Ek wonder wat was sy reaksie? Miskien het hy gesê, hoekom ek? Wat het ek gedoen? Hoekom kies hulle my? Of miskien het hy met deernis die kruis gevat. Maar wat ek weet, ergens in daai oorskakeling, moes hy aan Jesus geraak het hy sy asem gevoel, het hy die bloed gevat, op sy rug, die bloeddeurdrenkte kruis op sy rug gesit. Hy het die oop wonde gesien, toe hy daai kruis afhaal, van sy rug af, was hy daar op daai oomblik, was hy daar om dit te sien. Ek wonder wat het sy reaksie gewees. Ons weet nie.
Maar wat ons weet, hy wou nie, is nie hy wat gekies het om hierdie kruis te dra nie. Maar wat ons nog weet, daar is nie 'n toevalligheid nie. So as Simon toevallig daar was, dan was God besig met 'n plan. Hy het hom gekies vir 'n tyd soos daai. En ek dink, en as 'n mens nou tussen die lyne gaan lees, die oomblik wat Jesus aan die kruis gesê het, dit is volbring, het Simon ook sy lewe vir hom gegee. Want ek het net so 'n prentjie daar probeer skep van die manier hoe Jesus na hom gekyk het, dink ek het sy lewe verander op daai oomblik. Want Markus skryf daaroor. Nou Markus is geskryf 30 jaar na die kruisiging. So hy hoor wat sê hy. Hy sê Simon van Sirene, wat ons weet is nou van Libië af, het van buite die stad af gekom, so hy was 10:1 op pad tempel toe, hy is die pa van Alexander en Rufus. Nou onthou nou, dis 30 jaar later geskryf. So Markus skryf vir mense in die gemeente waar hy was, en hy sê, dat ek vir julle die storie vertel. Weet julle wie die kruis gedra? Simon. Ja, Rufus en Alexander se pa. Met ander woorde, Rufus en Alexander was 30 jaar later aan hierdie gemeente bekend gewees. Dis soos wanneer jy sal iemand probeer verduidelik, en dan sê iemand so en so en so, dan sê ja man, Jannie en Sannie se pa, en dan sê, nou weet ek presies waarvan jy praat. Met ander woorde, Markus sê dat Alexander en Rufus was bekend by die gemeente, en dit kan net een ding beteken, is dat Simon gekies het om daarvan aan vir Jesus te volg, want sy 2 kinders, Rufus en Alexander, het ook vir God 30 jaar later gevolg. So die vraag wat ek vra, hoe lyk die spieelbeeld as ons na Simon kyk? As ek my in Simon se plek moes stel, dan sê Jesus op 'n stadium, jy moet jou kruis dra. En miskien sit jy vanoggend hier en so Simon het goed oor jou lewe gekom wat jy nie voorgevra het nie. Miskien is daar 'n stuk lyding of swaar kry of pyn of die dood van 'n geliefde of mislukkings wat jy beleef het, goed wat jy nie gevra het nie, wat oor jou pad gekom het. Dan wil ek hê jy moet hoor dat wanneer jy jou kruis dra, is Jesus nie afwesig nie. Want terwyl Simon die kruis dra, is Jesus die hele tyd by hom. So as jy in 'n kruisdra moment vanoggend is, en ek weet nie wat jou situasie op die oomblik met God is nie, maar as jy vanoggend hier sit en sê, dit voel vir my of ek swaar kry, dan weet jy, Jesus is daar. Want Jesus sê dit op 'n stadium self. Hoor wat sê hy? Hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Nou praat hy van 'n juk, dis ook maar 'n ding wat jy kon dra. Hy sê, neem my juk op, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Hoekom? Want my juk is sag, en my las is lig. Hy sê nie, wanneer jy my volg, gaan jy geen juk hê nie, gaan jy geen las hê nie, maar ek sal dit vir jou ligter maak, want in jou moeilikste tye, wanneer jy kruis dra, is Jesus nog steeds daar. Dis die eerste boodskap wat ek hoor. Jesus is daar wanneer jy swaar kry. Partykeer het jy nie gekies vir hierdie swaar kry nie. Dit het net oor jou lewe gekom. Dan die tweede prentjie wat ek wil hê ons moet sien, nou skuif ons weer terug. Ons vensterprentjie het nou, terwyl ons so deur om eintlik, hulle noem dit die Via Dolorosa, het ons so saam met Simon geloop tot by die kruis, en nou is die volgende prentjie wat ek sien, of wat ek sien is die kruis, maar ek wil hê ons moet nou ons ore oopmaak, en probeer om die geluide van die kruis te hoor. Ek hoor 'n klomp mense, wat, jy weet ons, kyk Sondagoggend as ek hier instap, is ek vir my so lekker as julle met mekaar sit en chat die hele tyd. Want dis familie, jy hoor hierdie buzz, ergens is mense besig om te praat, en dan hoor jy iemand wat lag, dan hoor jy iemand wat skel en sê, of om spot en sê, jy sê mos jy is die Christus man, kom af van die kruis af. Ek wil hê julle moet die geluide hoor, en dan hoor jy hoe mense net gewoonweg praat. En dan bo al hierdie geskree en lawaai, is daar skielik 'n taal van die liefde, 'n woord van liefde, wat oor Jesus se lippe kom. En ek wonder of almal net vir daai oomblik
stil geraak het. Want wat sê hy? En ek dink hy het dit so gedoen, hy het so gelê, en vir Johannes gesê, of aan Maria gesê, daar is jou seun. En toe sy vinger dalk so gemaak en gesê, daar is jou moeder. Dis die prentjie wat ek wil hê jy moet sien van Jesus. Te midde van haat en geweld en lawaai en mense wat skree ten spyte van sy pyn, ten spyte van die feit dat hy sukkel om asem te haal, vat hy sy fokus nog steeds weg van homself. En hy kyk met deernis na die mense om die kruis. En hy sien hulle raak. Nou julle ken nie, kom ek lees dit vir julle. By die kruis van Jesus was nog ook sy moeder, en sy moeder se suster, met ander woorde Jesus se tannie, was ook daar, en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena, en toe Jesus sy moeder sien, en vir die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is die seun. Nou Maria ken ons, julle het haar leer ken, toe sy so Simon van Sirene, besig was, minding her own business. Sy het nie gevra om gekies te word. Sy was besig om daar te sit, waar sy ook al gewas. En die engel het aan haar verskyn, en vir haar sê, jy gaan 'n seun kry. En ons gaan jou gebruik as 'n wonderlike kanaal. Nou kyk Jesus aan die kruis na sy ma. En van al die mense in die hele wêreld, ken hy haar die beste. En hy sien die swaar kry in haar oë. Hy sien die pyn in haar oë. Hy weet sy is alleen, die Bybel sê dit nie, maar na alle waarskynlikheid was Josef alreeds dood, sy stiefpa, want anders sou hy nie gesê het, hoorie Johannes, vat jy haar nou oor nie, ek het tot nou toe vir haar gesorg, maar nou sal jy moet kyk na haar. Want Josef was dood, so ergens ken hy sy ma, hulle moes by 'n graf gestaan het, hy weet hoe sy ma sy hart is. Maar hy weet ook wat Simeon gesê het, toe hulle vir Jesus gebring het, 8 dae oud, hoor wat sê Simeon, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom, en Maria, wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Ek wonder, toe Jesus vir haar gekyk het, of hy nie dit raak gesien het nie. 'n Swaard, pyn, want daar hang haar seun, en hy is besig om dood te gaan. Jesus se eie boeties en sissies was nie daar nie, sy eie disippels was nie daar nie, so hy kon niemand anders te vra nie. Hy het 'n paar sekondes om nog vir iemand te vra, kyk asseblief na my ma, en dan kies hy vir Johannes. Die ander mense wat daar gestaan het, is sy tannie, en in ander Bybelgedeeltes kan ons gaan lees, haar naam was Salome, en as dit Salome was, dan was sy getroud met Zebedeus, en as dit so is, dan was sy die ma van Johannes wat hierdie boek geskryf het, en Jakobus wat die eerste martelaar was, en dit beteken Johannes wat hierdie boek geskryf het, was Jesus se neefie. So daar sit Salome, sy tannie is daar, terwyl haar suster se kind besig is om dood te gaan. En dan staan daar Maria, wat die vrou van Klopas is. En in 'n ander gedeelte sê hulle, en sy was die ma van klein Jakobus. Nou klein Jakobus was ook een van die volgelinge van Jesus. So kry die prentjie, die mense wat daar staan, die volgelinge is nie daar nie, maar die maas van hierdie volgelinge is nog steeds daar. Hulle loop nog steeds agter Jesus aan. En dan die ander prentjie wat hy wil hê ons moet sien is Maria Magdalena, die sondares, die persoon uit wie hy 7 geeste uitgedryf het, wat tot bekering gekom het en nou hom volg. En dan wil ek hê julle met Johannes raak sien. Nou as Johannes oor homself skryf in Johannes, die evangelie van Johannes, gebruik hy nie sy naam om te sê, hoorie, ek wil net vir julle sê, ek is Johannes, ek sou dit so gedoen het, my inleiding sou wees, ek is Johannes, is my neefie, wat ek nou vir julle gaan vertel, en ek was daar, hy het my gekies. Die mense moet wat is die woord? Kennis neem van my, ek het gearriveer. Die hele tyd is hy na hom verwys, dan sê hy die disipel wat Jesus lief gehad het. Dis sy verwysing na hom. Elke keer sê hy dit, hy skryf nie, die een wat deur Jesus lief gehad, dit nie, ek het vir Jesus lief gehad nie. En hierdie is profound.
Onthou hierdie woorde, want dit gaan nou weer terugkom na ons toe. So ek wil hê as julle kyk deur die venster van die kruis, vir daai oomblik as ons daarna kyk, en ons hoor al die lawaai, en ons sien al die bloed, en ons sien al die pyn, dan moet ons so oor die kruis eintlik sien geskryf staan, die liefde van God. Want dis eintlik waaroor die kruis gaan. Het gaan oor die liefde van God. Kom ons lees daarvan. Julle ken dit in Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad. Nou kom die woord daar klaar terug, né? Iemand wat lief gehê word deur God. En die oomblik as jy hoor wêreld, dan moet jy jouself insluit daar, want ons is deel van hierdie wêreld. God het jou so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na hierdie wêreld te gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. So ek sê weer, boor hierdie hele kruisgebeure, as jy so deur die venster kyk, moet jy sien, daar staan net liefde. Dis die storie van die kruis, die venster wat hy vir ons wil wys, is dat God wil ons lief hê. Die spieelbeeld wat jy moet sien, is jouself wat daar langs Johannes staan, en asof jy jouself beskryf. Maak nie saak waar jy met God is nie, maak nie saak of jy nou naby God is, of ver van God af is nie, neem kennis, jy is iemand wat deur God lief gehê word. Dis die storie, dis die prentjie wat ek wil hê ons moet sien van die kruis. By al die ander goed wat gebeur het, is dit die hoofmoment. Die wêreld is deur God lief gehê. Hy sê in Romeine dit, voor ek dit lees, wat ek net sê, is Jesus het nie kom sterf vir goeie mense nie. Hoor wat sê hy? Maar God bewys sy liefde vir ons juist daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dis die verhaal van die kruis. Dis die vensterprentjie wat ek wil hê, jy moet huis toe vat as jy dink oor die kruis. God het vir my gesterf, toe ek nog 'n sondaar was. Nie toe ek 'n goeie mens eers geword het. Die mense sê vir my, ek gaan eers probeer om beter te lewe. Maar ek gaan nou minder en dit doen. Dis nie nodig nie. As jy weet, hy sterf vir my sondes, dan gaan daai goed outomaties verander. So die vraag wat ek nie wil vra nie, maar wat ek gaan sê wat ek nie gaan vra nie. Maar jy gaan hoor, ek gaan die vraag vra, maar ek eintlik vra ek dit nie. So ek vra nie eintlik vanoggend vir jou, het jy Jesus lief nie? Dis nie die hoofvraag nie. Ek wil hê jy moet hierdie vraag beantwoord. Weet jy dat Jesus jou lief het? Dis die vraag. Dis dit waarmee ons die res van ons lewe moet ingaan. Weet jy, dis eintlik 'n stelling, weet jy dat Jesus jou lief het? Jy moet daarop antwoord. Nou, hoe weet ek dat Jesus my lief het? Nou, dan lees ek die Bybel. Ek het dit nou net gelees. God het die wêreld so lief gehad. So hy het my ook so lief gehad. Ek moet dit weet. Maar hoe weet jy dit verder? En Jesus sê op 'n stadium, hoe hy dit wil verduidelik. Hy sê, hy gebruik die voorbeeld van skape. Dan sê hy, ek is die goeie herder. En die skape ken my stem, en ek ken my skape. Dis hoe jy weet, dat hy vir jou lief is. Hoor wat sê hy? Hy sê, ek is die goeie herder. Ek ken my skape. En my skape ken my. En net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken, lê ek my lewe af vir die skape. Hy vers 17 sê hy, die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit vir my af nie. Ek lê dit op my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê. En ek het die volmag om dit weer op te neem. Dis die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Ergens in hierdie drie enige God, was hierdie gesprek gewees, iemand moet gaan, om te gaan sterf vir die sondes van hierdie wêreld. En nou hoor ek, Jesus sê, ek sal dit doen. Ek sal Vader. En daarom moet jy vanoggend weet, die kruise storie is dit, dat God het jou so lief gehad, dat hy Jesus gestuur het, om vir jou sondes te sterf. Met ander woorde, as dit so is, en ons weet dit is so, ons glo dit, dan is daar ons nou geen perke aan God se liefde nie. 100% van die tyd,
het hy jou 100% lief. En om deur Jesus liefgehet te word, is nie, en daarom het ek nou nog gesê, toe ek het gelees het, God het die wêreld so lief gehad, haal die wêreld uit, dis nie 'n vaag begrip nie, dis jou naam wat daarin is, dis 'n intieme, naby persoonlike kennis, dis soos die herder sy skape ken, so ken hy jou, hy ken jou nie net van buite af nie, ek ken julle nou net van buite af, min van julle ken ek van binne af, want ek weet nie wat regtig in jou hart aangaan nie, maar Jesus ken jou so, dat hy weet wat binne in jou hart aangaan. Maar, hy ken ook jou naam. Jy is nie 'n nommer nie. Nommer 1, wat is my polisie nommer 65224H? Ek het 'n memory wat skrik vir niks, nee, 50 jaar terug, onthou nog. Jy is nie 'n nommer nie. In Openbaring sê hy die volgende, almal wat in hom geglo het, sy naam is geskryf in die boek van die lewe. As jy vanoggend die boek sou oopmaak en jy glo, dan gaan daar nie 'n nommer wees nie. Jy gaan daar kan inkyk in die venster inkyk en sê, daar's my naam in die boek van die lewe. God ken my by my naam. Hy lei my, hy beskerm my. Hy ken al my swaar kry, hy ken al my pyn. Hy ken my sonde. En ten spyte van dit sê hy, ek het jou lief. Ek het jou lief tot die uiterste toe. So jy hoef nooit anders te voel nie. Want ons is soos Johannes, kan ons ook sê, ek word deur Jesus liefgehê. So die liefde van God is die grootste liefde. Hy sê, Johannes skryf self daaroor, hy sê, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as 'n versoening vir ons sondes. Ek gaan nou 'n ding sê wat ek wil hê, ek gaan jou vra om dit te herhaal, as ons nou 'n toets skryf in die eksamen, ek gee vir nou die vraag, maar ek wil hê jy moet die volgende onthou, God het Jesus behandel, asof hy soos ons gelewe het, sodat hy ons kan behandel, soos Jesus geleef het. God behandel Jesus asof hy 'n sondaar is, sodat hy ons kan behandel as sonder sonde. Want hy het ons sondes vergewe. Dis hoe jy deur die lewe gaan. Jy lewe 'n lewe waar jy 100% van die tyd 100% aanvaarbaar is deur God as jou geloof in Jesus is. En dis die storie, die vensterstorie van die kruis, dat by die liefde van God is daar nooit 'n perk nie. Hy kan nooit minder jou lief hê nie. Jy voel so, ek voel so, mense voel so, dink maar ek het alweer so droog gemaak. God sê seker nou nie meer lief vir my nie. Dis een van die goed wat God nie kan doen nie. Mense sê God kan alles doen. Hy kan nie hierdie nie. Hy kan nie jou minder lief hê of meer lief hê nie. Want dit is klaar 100%. Dis die boodskap van hierdie kruis. So ek wil hê ons is afsluit, moet ons weer eintlik terugdink oor julle wat nou die hele tyd die reeks daar gevolg het, maar as jy dit nie gevolg het, jy gaan kyk het, maar ons kyk na die kruis tydens Paasfees. En ons kyk deur die venster. Maar ek wil hê jy moet ook die spieël nou raak sien, waar jy staan. En ek hoop, ek sal jou sien staan, langs Simon van Sirene, wat bereid is, om jou kruis te dra, en te weet, maar ten spyte van die feit dat dit op die oomblik met my baie swaar gaan, loop Jesus saam met my. Dis die plek waar ek hoop jy staan. Ek hoop jy staan ook daar waar Johannes gestaan het, waar jy kan getuig vanoggend. Ek is iemand wat deur Jesus liefgehê is.
en nog steeds liefgehê word. Dat jy daai waarheid sal glo. Ek is die een vir wie Jesus lief het. As jy dit kan onthou. Of en, jy kan by die vroue staan, wat vir Jesus gevolg het, ten spyte van die gevaar, van dat hulle self vervolg sou word. Wat Jesus gevolg het, ten spyte van die feit dat hulle ook doodgemaak kan word. Want die disippels het so gedink, ons lees in die Bybel, hulle het weg gaan kruip. Op 'n stadium het hulle die deur gesluit, en toe, julle moet die opstandingsstorie is so funny, Jesus, hulle is besig om daar te sit, daar's 'n klop aan die deur, en die volgende oomblik kom Jesus net in. Iemand sê, wie die deur oopgelos? Sê, nee, en die deur was gesluit. Niemand het oopgemaak nie. Hy het ingekom. Die vrouens is 'n getuie, en ek hoop ons staan daar, in 'n land, in 'n wêreld, wat vyhandig gesind is teenoor die kruis en teenoor God, dat ons as die vroue sal staan, sê ons sal by Jesus wees. En ongelooflik dat hulle die eerste getuies ook was, van die opstanding. So hier's nog 'n ding wat ek wil hê jy moet onthou. En ek dink baie van julle sal hiermee identifiseer. Om liefgehê te word deur iemand, maar nie deur daai persoon intiem geken te word nie, is oké. Dis 'n oppervlakkige liefde, wat geen diepte het nie. Of om deur iemand geken te word, maar nie liefgehê word nie, is baie van ons grootste vrees, of baie van ons grootste drama, want hierdie persoon ken my, maar hy of sy wil my nie lief hê nie. Maar die beste goddelike nuus is om liefgehê te word deur iemand, en geken te word deur iemand. Dis die volmaakte liefde. En dit is Jesus se volmaakte liefde. So ten spyte van enige donker gedagtes in jou lewe, mislukkings, of geheime sondes, of swakhede, hy ken jou, en hy is jou lief. Baie keer as jy mense leer ken, en jy sien al hulle flaws, en wil jy nie meer vir hulle lief wees, met daai mense wen ons nie. Nooit sal Jesus sit, saam met God en sê, ek gaan nie met daai mense meng nie. Hy is vir jou lief. Ons is anders as die wêreld, want die wêreld vind jou aanvaarbaar, as jy mooi is, of slim is, of genoeg geld het, of goed doen, dis waar hulle kies, vir wie hulle sal lief wees. Maar Jesus nie. So ek bid dat die Heilige Gees vanoggend binne in jou hierdie sal brand. So inbrand, ja, soos amper soos 'n brandmerk. Jesus het my lief, en dit sal nooit ophou nie. Die laaste woorde wat Jesus gesê het, was in Aramees, mashallah, en die Grieks is, sit hom op, tetelestai. Dit beteken, dis volbring. Ek wil hê jy moet daai woorde hoor, want eintlik wil ek dit so vertaal, so om te sê, toe Jesus gesê het, dit is volbring, het hy gesê, ek het jou volmaak lief, volkome lief, nou en vir altyd, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gegee het. Dis die storie van die kruis. Kom ons bid. Jesus, ons sal nooit in alle ewigheid hierdie kruisstorie kan verstaan, dat U wat God was, bereid was, om 'n lewe te kom lewe, of dan die sondes van ons lewe, so op U te vat, dat God U moes verlaat het, sodat ons gered kan word. Dit was 'n lewe vir 'n lewe. U het U lewe gegee, vir my lewe, en vir ons almal wat luister, se lewe. Dankie daarvoor. Dankie dat ons geliefd kan voel, as U sê, God het ons so lief gehad, dat die storie van die kruis ook vir ons was. Want dit is nie net 'n venster waarna ons kyk nie, maar is 'n spieelbeeld, as ons vanoggend voor hierdie kruis staan. En U weet waar elke persoon met U staan. Miskien is daar iemand wat glad nie geliefd deur U voel nie,
Miskien is jy iemand wat sê, maar God straf my op die oomblik. Of is jy miskien iemand wat sê, ek kan nie glo dat God my lief het, na alles wat ek aangevang het nie. Miskien is jy iemand wat sê, dankie Jesus dat jy my lief het. Maar wil jy vir ons elkeen vanoggend weer opnuut hier uitstuur en sê, ek is die een wat deur Jesus lief gehê word, nou en vir ewig. Amen.